Goeiedag van my, die ander Jaco en welkom by die eerste frontnuus van die nuwe jaar. Mag dit vir jou ook 'n geseënde jaar wees. Hier by Frontnuus is ons besig met 'n reeks waarin ons kyk na unieke oplossings vir unieke probleme. Marie Boshoff is 'n raadslid van die VF+ in die Lesedi plaaslike munisipaliteit wat onder andere Heidelberg en Devon omvat. Marie, een van die uitdagings waarmee Lesedi sit, is beduidende uitbreiding sonder dat die infrastruktuur vir al transformators opgegradeer word. Wat gebeur daar en wat is die oplossing? Môre Jaco, dankie vir die geleentheid. Ja, Lesedi soos wat ons praat, sit tans met baie kragonderbrekings. En hierdie reën seisoen wat ons tans bevind met baie reën, help ook nie die probleem nie. En die grootste probleem is die ou infrastruktuur wat ons het in Heidelberg. Ons ontvang tans 40 megavolt ampere van Eskom en dit is nie voldoende vir ons dorp se kapasiteit nie. Met ons baie uitbreidings van ontwikkelings as ook provinsiale behuisingsprojekte op dit Nkosi, is die kapasiteit nie voldoende nie. En ons as die Vryheidsfront het gevra dat hulle dit moet asseblief aanpas as die transformators met 'n verder 20 megavolt ampere om by al ons behoeftes en kapasiteit te kan voldoen. Ons kragtransformators is ook baie oud. Hulle word nie gereeld gediens nie en dit is ook 'n probleem vir ons as gevolg van befondsing. Dan is daar vandalisme rondom by die transformators as ook ons elektriese kragbokse wat ons ook aangespreek het en gevra dat hulle dit asseblief moet beveilig. Die toepassing van dissipline is nie altyd gewild nie, soos gesien met die sluiting van die vervoermuseum in 2025. Kan jy verduidelik wat daar gebeur het en waarom dit nodig was? Ja, die vervoermuseum is ongelukkig nie 'n gemaklike storie om oor te praat nie, maar ja, dit het plaasgevind en ons ondersteun die besluit wat die munisipaliteit gedoen het. In 2016 was daar 'n raadsbesluit geneem dat die Heidelberg Bierfees beperk, die grond, die perseel mag huur. Maar daar was sekere kondisies wat plaasgevind moet word voordat dit kon toegestaan word. Ongelukkig is hierdie kondisies nooit deurgevoer nie en die huurder het toe okkupasie geneem van die perseel in 2016 waarna hulle 'n waardeerder gekry het om 'n evaluasie te doen. En volgens hulle verslag was daar baie vandalisme en daar was 'n groot hoeveelheid geld wat moet ingesit word in die perseel. Die huurder het toe aangegaan en die nodige verbeterings gedoen wat ons baie dankbaar voor is, maar ongelukkig nooit deurgevoer om 'n huurkontrak te teken met ons nie, met die eienaar van die perseel nie. Later van tyd is daar toe in 2019 ook heeltemal aangegaan met die museum en die perseel, waar daar onderverhuuring plaasgevind het en soos byvoorbeeld restaurante en koffiewinkels. Die munisipaliteit het verskeie korrespondensie gerig aan die huurder, maar tussen hulle twee kon hulle nie 'n kompromie bereik nie. En daar was ook 'n uitstaande verbruiksrekening van 1,3 miljoen vanaf 2016. Ongelukkig die munisipaliteit, ons kredietbeheer wetgewing, het toe 'n besluit geneem dat volgens ons beleid moet ons ongelukkig die krag sny. En ons het die krag gesny en ongelukkig die restaurant wat daar was, moes toe van 'n kragopwekker gebruik gemaak word om hulle deure oop te kon hou. Op die ou end was dit 'n duur proses en hulle het toe ook toegemaak. So die hofbevel was in 15de Julie deurgegee en die munisipaliteit het dit gewen en met kostes en ja, die deure is gesluit van die museum.
Baie dankie aan Marie Boshoff, raadslid in die Lesedi plaaslike munisipaliteit. Van my, die ander Jaco, tot volgende keer DV, wederom.